Welkom by sessie 15 van die Wese van Disipelskap. Hierdie sessie gaan ons praat bietjie meer oor die feit dat die lewe in werklikheid oor God gaan en dit wat op sy hart is. Nou die vers wat ek self mee stil geword het in hierdie gedeelte was vers 34, waar Jesus vir die disippels sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. My kind, vir almal wat my volg, is dit belangrik om te onthou dat jy nie net geroep is om te volg nie, maar ook gestuur is om die wil van die Vader te doen. Navolging beteken nie maar net om 'n fatsoenlike lewe te lei nie. Dit vra ook dat jy werklik op die Vader sal wag en sal leer onderskei wat jou gestuur wees alles inhou. Daar hoef by jou geen vrees te wees vir jou pad wanneer jy my volg nie. Om my te volg beteken ook dat jy daar teenwoordig sal wees waar ek aan die werk is. En alles is sodat jy soms wonder oor dit wat nou gedoen moet word, is dit belangrik dat jy sal aanhou fokus op dit wat die Vader van jou vra. Die werk wat hy vir jou gee om te doen, is nie jou werk nie. Dit is sy werk waarby hy jou wil betrek. Daarom kan jy altyd maar weer ontspan in die wete dat dit hy is wat werk en dat jy slegs sy verteenwoordiger is. Tot sover dan die gedeelte uit Johannes uit. Ek weet nie of jy al ooit bietjie nagedink het oor die vraag, wat is regtig op God se hart vir die wêreld? Wat is sy doel met hierdie wêreld, waarvan ek en jy 'n deel is? Met die wêreld en alles en almal wat in die wêreld leef, wat is op sy hart daarvoor? Wel, ek glo dis iets wat ons in baie verse in die Bybel teekom en lees daaroor, maar veral in die heel bekendste vers van die Bybel, en die vers daarna, glo ek, word dit ook vir ons uitgespel, in Johannes 3, vers 16 en 17. Nou, ek dink hierdie vers is baie verskraal deur soveel jare al. Dit het baie mense daarvan gemaak net, Jesus het gekom om vir ons sonde te sterf, sodat ons kan hemel toe gaan, eendag. Maar hy staan baie meer as dit. Hier staan, God het sy seun na die wêreld toe gestuur met 'n doel. En daai doel is nie om te veroordeel nie. Dis nie God se hart om te veroordeel nie. En dit is belangrik om dit te hoor, want God is nie 'n God wat in die eerste plek ingestel is daarop om te oordeel en te verdoem nie. Dis nie wat in sy hart en gedagtes is nie. Maar hier staan baie duidelik, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Nou die woord wat hier met wêreld vertaal word, is die Griekse woord kosmos. Woord wat ons almal baie goed ken en in Afrikaans ook gebruik. Dis 'n omvattende woord. Dit gaan oor baie meer as net oor mense. Dit gaan daaroor dat God die totale kosmos wil red en herstel van die verderf wat deel daarvan geword het toe die mens ongehoorsaam aan God geraak het. Hy wil die oorspronklike bedoeling wat hy gehad het vir die kosmos kom herstel. En daarom kan Paulus ook in Romeine 8 vers 22 sê dat die hele skepping uitsien na die herstel wat besig is om plaas te vind en na die uiteindelike volkome verlossing wat sal kom. God is dus iemand wat besorg is oor hierdie wêreld en oor almal binne in die wêreld. Maar dit is nie net 'n gewone besorgdheid nie. Dit kom voort vanuit 'n liefde, vanuit die hart van God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, wat gesamentlik bereid is om die Seun na die aarde toe te stuur, sodat die Seun, soos hy self sê, sy lewe vrywilliglik aflê ter wille van God se plan van verlossing. En om hierdie plan van verlossing van God te laat slaag, was Jesus as mens volledig daarop ingestel om niks uit sy eie te doen nie. Hy het hom heelhartig vir hierdie plan van God gegee. So daarom sê hy in Johannes 5 vers 19 en 20 ook, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. En dan sê hy ook, die Vader het die Seun lief en wys vir hom alles wat hy doen. Later in die Johannes Evangelie sê hy ook, die Seun sê ook net
wat hy die Vader hoor sê. So hy is volledig uitverkoop aan hierdie plan van die Vader vanuit liefde en oortuiging dat dit nodig is dat die kosmos gered moet word. Nou vandag weet ons dat hy dan geslaag het. Hy het die bose en die dood oorwin. Hy het alles gedoen wat nodig was om die kosmos te red. Hy het sy koninkryk, nou dit beteken sy heerskappy, weer teruggebring na die aarde toe. En dis verskriklik belangrik om te verstaan, dat hy gekom het om sy heerskappy op aarde, sy koninkryk op aarde te kom herstel. Want dit is hoe dit oorspronklik was, bedoel was om te wees, om hoe alles moes funksioneer, onder God se heerskappy, in gehoorsaamheid aan God. En daarom kan die hele kosmos net op daardie manier gered word, verlos word, as alles weer terugkom onder sy heerskappy. En daarom het Jesus van die begin af mense uitgenooi, sy disippels genooi, en die boodskap was daarna gaan vertel hierdie goeie nuus dat ek my koninkryk kom teruggebring het aarde toe, my heerskappy, en nooi mense om weer deel te word van my koninkryk, om hulle te onderwerp aan my heerskappy. So as ons God se plan aanvaar en ons onderwerp aan sy heerskappy, dan word ons deel van sy koninkryk. Die goeie nuus is dan betrek hy ons by sy planne met die kosmos. So ons moet dit baie goed verstaan. Hy het 'n plan met die aarde. Hy is besig met reddingswerk op die aarde. En hierdie reddingswerk vind plaas deur mense te betrek by dit wat hy doen, terug te bring onder sy heerskappy, totdat hy sy werk hier op aarde voltooi. En hy wil hê ons moet deel daarvan word deur in gemeenskap met hom te leer leef, net soos Jesus dit gedoen het. Om niks uit ons eie te doen nie, maar ook om te leer om net te doen wat ons die Vader sien doen. Dis hoe die lewe van 'n disipel lyk. Dis waaroor disipelskap gaan. En dit, vriende, glo dit of nie, dit is die enigste manier waarop ons diepste dors geles kan word. Die oomblik as ons in daai gemeenskap leer leef, verstaan dat ek niks uit my eie kan doen nie, en leer om so gefokus te wees op God, dat ek net doen wat ek die Vader sien doen. Dit bring soveel bevrediging en vervulling in 'n lewe. Nie altyd maklik nie, maar 'n diep vreugde en vervulling wat plaasvind. Ongelukkig besef baie mense dit nie. En dan maak mense nog hulle eie planne. En dan probeer mense nog hulle dors les, deur seker te maak dat daar aan hulle basiese en kritiese begeertes voldoen word. Daai pogings van mense om dit self te doen, self te voorsien in hulle basiese behoeftes en kritiese behoeftes, bring in hulle lewens baie keer die illusie dat hulle in beheer is van hulle lewe. En dit is ongelukkig vir baie mense baie moeilik om te laat vaar. So as ons dan die vraag vra, jy weet, as God alleen dan ons diepste dors kan les, en hy doen dit deur ons te betrek by sy planne, op 'n sinvolle manier, 'n kreatiewe manier, 'n manier wat ons verryk, versadig, wat ons vervul. Hoekom jaag mense in hierdie dors met 'n passie na nie? Hoekom gee mense hulle nie volledig daarvoor nie? Nou, daar kan verskillende redes daarvoor wees. Baie mense wil eenvoudig in die eerste plek nie erken dat hulle dors nie werklik geles word deur die najaag van hulle basiese en kritiese begeertes. Hulle gee eerder voor dat alles goed gaan. Gee voor dat alles in plek is. Hulle hou so 'n masker voor van vriendelikheid, geluk en tevredenheid, niks planne nie, alles is onder beheer, dit gaan goed met hulle. In die tweede plek kan dit wees dat mense die ervaring het dat dit wat hulle nou het, is genoeg. Hulle is tevrede daarmee. Hulle is tevrede met wat hulle bereik het, wat hulle bymekaar gemaak het, dat hulle 'n redelike gerieflike en gemaklike lewenstyl het, wat hulle kan handhaaf. Daarom is dit eintlik so 'n bietjie lastig dat God nou daarby wil inmeng. Hierdie mense se groot krisis kom gewoonlik eers die dag as iets regtig skeefloop en alles nie meer so lekker gaan nie. En die vreemde ding is dan dat hulle dan dikwels juist vir God kwaadlik neem. Dat hulle nou dink,
Hy is die oorsaak daarvan. En dan is hulle baie ontstel hoekom God dan nou nie vir hulle daar is nie. Maar vroeër wou hulle niks daarvan weet om hulle by sy planne te laat betrek nie. Hulle het eerder, as hulle nog gebid het, maar net eerder gebid dat God hulle planne sal laat uitwerk en hulle planne sal seën. In die derde plek kan dit wees dat mense net nog nie op die punt is waar hulle regtig vir God kan vertrou nie. Dat hulle 'n prentjie van God het wat eintlik alles wat goed en lekker in 'n mens se lewe is bedreig. Hy is 'n bedreiging vir hulle planne en ambisies, vir hulle kans om iewers te kom in die lewe. So die enigste rede waarom hulle dalk moontlik nog by 'n kerk betrokke is maar net vir ingeval. God is eerder soos 'n lastige noodsaaklikheid, 'n soort van 'n versekeringspolis teen die hel. Ek moet daarom net alle kante gedek wees. Ek wil daarom nou nie heeltemal uitgevang word of nou eendag agterkom ek is verlore nie. So hulle prentjie van God is so verdraai en verwronge dat dit vir hulle nog maklik is om ver van hom af te leef. Jy weet, ek is onder die oortuiging, die oomblik as 'n mens agterkom wie God regtig is, dan raak hy onweerstaanbaar. Dan kan jy nie van hom af wegbly nie. Dan wil jy naby hom wees. Dan wil jy gemeenskap met hom beleef, jy wil na hom luister, jy wil ingeskakel wees by sy planne. Dit verander alles in jou lewe, want dit les hierdie diep dors hier binne. So aan die einde van hierdie sessie wil ek jou graag uitnooi om 'n bietjie na te dink oor jou eie planne en jou eie ideale en drome. Kom dit werklik van God af? Is jy daarmee besig omdat jy oortuig is dat dit die manier is waarop God jou by sy planne wil betrek? Of waarom doen jy dit? Is jy dalk net besig om 'n naam te maak vir jouself? En jy gee nie regtig om of die manier waarop jy dit doen, God se naam groot maak en verheerlik of nie. Sien, ongelukkig is dit hierdie onrealistiese vrese van mense wat ek nou pas genoem het. Wat alles gebaseer is op leuns en op hulle prentjie van God, die manier hoe hulle vir God sien, wat mense weghou van die ervaring van 'n werklike diep les van hulle grootste dors. Daardie lewe in gemeenskap met God, waar jy deel gemaak word van sy ongelooflike kreatiewe planne, waardeur mense, die hele kosmos, gered word, die reddingswerk waarmee God besig is in hierdie wêreld. Dit gaan oor 'n manier van lewe, 'n totale manier van lewe onder die heerskappy van God. So, as jy hierdie manier van lewe beter wil leer ken, hou aan om saam met ons hierdie pad te loop. So, 'n manier waarop God jou betrek by sy planne. En dis 'n manier wat weer doel gee aan jou lewe. En waar jy ontdek wat dit beteken as jou lewe, die manier waarop jy lewe, vir God verheerlik. En waar jy hom regtig kan geniet. En dit alleen dan alreeds deel is van God se plan. Deel is van God se reddingswerk op aarde. Mense wat vir God geniet, is deel van sy plan. Want dit trek ander mense na hom toe aan. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.